Gemeente, kom ons staan vir die uitspreek van die votum en die seën. Goeiemôre almal. Ons wil net vir Dominee Stroeweg sê baie welkom by ons gemeente en dankie dat sy weg oopgesien het om vir ons die boodskap te bring vandag op Paasvrydag. Baie dankie. Geliefde gemeente, so sê die Here. Ek is die Here en omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas en ek beskerm jou. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met elkeen van u. Amen. Goeiemôre broers en susters. Ons gaan net te voorsang. Gesang ons uit gesang 393 vers 1 en 2. Die wet, broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat dit of van die hemel of bo op die aarde is nie, of onder in die water of onder op die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeeld te vertrou aan my. Ek erken die kinders se sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon liefde aan die 1000de geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die Here
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, sodat die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk nie, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of 'n vreemdeling by jou nie, sodat die werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en die magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel, dat jy 'n lang lewe sal hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuies teen ander nie. Jy mag nie niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie en ook nie sy grond nie. Sy slaaf of slavin of sy bees of sy donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Skuldbelydenis van Johannes vers 9 staan daar. Maar as ons sonde bely en hy getrou en regverdig, hy vergewe ons en ons sondes, reinig ons en van alle onregtigheid, laat ons die sondes bely. Kom ons sing saam deur Gesang 250 vers 1 en 5. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en ver van God af. Maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. Laat ons nou ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. In Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ons ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei is onder Pontius Pilatus, gekruisig en gesterwe en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat al reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons loof die Heer deur te sing uit Gesang 241 vers 1 en 2. Amen.
Geliefde, kom ons luister nou na die wisselformulier om die nagmaal aan u te bedien. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van die brood en die wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Dit is so belangrik dat ek dit net weer wil herhaal. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons saam aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit by die tafel van die Here. Belydende lidmate van gemeentes van ons kerk, maar ook van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, mits u in u eie gemeente ook die voorreg geniet. Laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van die brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, onze Here. Geliefde, voordat ons nou by die tafel van die Here aansit, kom ons bid saam met die sing van Gesang 266, daarvan die eerste vers.
Broers en susters, terwyl die tafel nou voorberei word, sing ons terwyl ons net so bly sit, gesang 309, daarvan die eerste tot en met die 3de vers. Die voorbereiding gesang 309, vanaf vers 1 tot en met vers 3. Kom dan nou gemeente, alle dinge is reg, kom sit aan die tafel van die Here. Geliefdes, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet almal daarvan, doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging wat ons met danksegging drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink jy almal daarvan, doen dit tot sy gedagtenis. So dikwels as u hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig u die dood van die Here totdat hy kom. Laat ons Heer u dood verkondig, deur gebruik van wyn en brood. Al het ons teen u gesondig, wil ons tog u dood verkondig.
U gee lewe deur u dood. U gee ons die lewensbrood. Sterk u self nou ons verlange, om te lewe tot u eer. Neem nou aan ons vreugdesange, u te loof is ons verlange. Laat ons lewe tot u eer, vrugte dra vir u, o Heer. Heer Jesus, kom en wil ons gasheer wees. Nee, u is self die gasheer, dis u fees. U gee u self hier aan ons by die dis, waar brood en wyn vir ons 'n teken is. Sterk ons geloof en laat ons hart verlang, om wat u bied ten volle te ontvang. Ons is verheug, o opgestane Heer, dat ons vrymoedig met u mag verkeer. Kom ons sing nou saam in Welluitgesang 308, ons sing daarvan die eerste vers. Kom dan nou gemeente, anders sal die pad vir u te lang wees. Kom smaak en sien dat hy goed is. Dis nou wat ons die ouens uitnooi wat wil bedien in die bank. Broers en susters, as daar iemand van u is wat dalk in die bank bedien moet word, moet u asseblief nou net u hand opsteek. Ek sien daar regs agter. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan, doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën,
is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, doen dit tot sy gedagtenis. So dikwels as u van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig u die dood van die Here totdat hy kom. Heer, u laat ons hier vergader, bring ons om u tafel nader. Heer, u vul ons met u vrede, luister na ons smeekgebede. U het al ons skuld vergewe, ons herskep tot nuwe lewe. Daarvoor bring ons al ons ere, aan u ons verlosser, Here. Heer, ons bid nou om u seën, oor die tyd en grense heen. Heer, wees self nou in ons midde, herder van u eie kudde. U het ons vrygemaak van sonde, deur u bloed en deur u wonde. Hiervan word ons vas verseker, deur die brood en deur die beker. Heer, ons wil u wy ons lewe, u is die liggaam, ons die lede. Ons is verbondsgenote, u is die wynstok, ons die lote. U kom eenmaal op die wolke, word erken deur alle volke. Aan die kruis dra u ons skande, nou is die toekoms in u hande. Kom ons sing uit Gesang 308 daarvan die tweede vers. Geliefde gemeente, ons skriflesing vanmôre vind u opgeteken in Markus 15, daarvan vers 1 tot en met vers 47. En ek wil tog vir u ernstig oproep om werklik mooi te luister na hierdie gebeure soos dit aan ons beskrywe word. Ons lees uit Markus 15 vanaf vers 1. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle raad 'n vergadering gehou.
Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra, is u die koning van die Jode? Jesus het hom geantwoord, dit is soos u sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra. Verweer jy jou glad nie, het hy gevra. Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles. Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk saam met die ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het ook 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hy het geantwoord dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek met hom maak, wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom, skreeu hulle. Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen, vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hy hom begin begroet en gesê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek, Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op die bordjie aan die kruis geskrywe, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster
Hulle het hulle die kop geskit en gesê, toe jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jezus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep Elia. Een van hulle het toe gehardloop en 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jezus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jezus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jezus in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Dit was Vrydag, dit is die dag voor die Sabbatdag, en dit was al die middag laat. Josef van Arimatea, vooraanstaande lid van die Joodse Raad en iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het dit gewaag om na Pilatus toe te gaan en die liggaam van Jezus te vra. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy het die offisier geroep en hom gevra of Jezus lankal gesterf het. Toe hy die offisier verneem dat dit wel so is, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het 'n stuk linne gekoop, Jezus van die kruis gaan afhaal, hom in linne toegedraai en neergelê in 'n graf, wat in die rots uitgekap was. Hy het 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses het gestaan en kyk waar hy neergelê word. Geliefdes, hier eindig die skriflesing dan, daar staan in die Bybel, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Kom ons sing weer saam en wel uit Gesang 388, ons sing daarvan die 2de en die 3de vers, Gesang 388, vers 2 en vers 3.
De vers aan die voor, aan sondaars gee u vrede, ons straf het u gedra, mishandel onderworpe, Gods lam op Golgotha. Ons buig in dank, o Here, al kan ons nie verstaan, dat Jesus vir die sondaars op so 'n pad wou gaan. Kom ons sit dan. Geliefde gemeente, die teks vir ons prediking is uit Markus 15, daarvan vers 34. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Geliefdes in die Here Jesus Christus, Jesus Christus se kruisiging en sterwe is en bly oor al die eeue heen een van die mees aangrypende gebeure, maar terselfdertyd ook die mees lewensveranderde gebeure wat ons nog ooit in die wêreld beleef het. En dit nie net in ons wêreld nie, maar oor die ganse wêreld het dit vir die mense tot stilstand gebring. Ons kan nie anders as om te sê dat dit ons lewe radikaal kom verander het nie. En dit het gevolge gehad vir ons lewe tot nou toe, maar ook gevolge vir dit wat vir ons voorlê. En dan veral ook met die oog op die ewige lewe. Geliefdes, die feit dat dit algemeen bekend staan ook hierdie dag wat ons vandag vier as Goeie Vrydag, is eweens net so veelzeggend. En ons sal aan die einde van die preek weer daarop terugkom. Ja, ons kan nie anders as om te sê dat dit vir ons, maar ook vir jou en vir my, goeie dinge inhou. Maar verseker was dit nie geval vir Jesus Christus self nie. Inteendeel, hy het groot smart, pyn en elende ervaar. Soveel so dat hy dan op 'n stadium uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Die woorde van ons teksvers. Terloops, het u geweet dat hierdie woorde nie iets is wat Jesus Christus sommer net daar gesê het nie. Hierdie woorde is 'n direkte aanhaling van dieselfde woorde wat deur die psalmdigter van ouds geskrywe is, Dawid, in 'n oomblik van sy eie nood, het hy hierdie woorde uitgeroep. En dit staan opgeteken in Psalm 22. En gaan lees dit gerus. 'n aangrypende psalm, hartroerend, as 'n mens die inhoud daarvan kennis van neem. Jesus se kruisiging is verseker die belangrikste gebeure van ons Christelike geloof. Dit is waaroor die 2 sakramente van ons kerk, naamlik die nagmaal en die doop, ook handel. Die nagmaal wat ons vanmôre ook hier kon saam ervaar.
Maar dan is dit ook die fokus van elke Sondag. Dit is waarom ons in 'n erediens by mekaar kom, om te kom luister na sy woord, en om aan hom die eer van ons dank en aanbidding toe te bring. Maar dit is ook die rede waarom ons onsself Christene kan noem. En dit nie omdat ons dit verdien of dat ons dit inderdaad kan sê en daarmee spog nie. Maar ons is Christene omdat Christus vir ons gesterf het vir ons sonde en ons sy kinders hier op aarde aangeneem het. Maar met eens is dit ook die waarborg met die oog op die ewige lewe en raak ook sondagse gebeure, naamlik die opstanding wat ons gaan oordink. Die kruisiging kom natuurlik nie as 'n verrassing vir Jesus nie. Inteendeel het hy dit baie maal vir sy disippels gesê. En ook daarmee het ons alreeds lank van dit inderdaad kennis geneem. Talle male voor die kruisiging verwys hy na al die dinge wat met hom gaan gebeur. En gee hy as te ware 'n volledige verklaring oor wat vir hulle almal voorlê. En ek dink die mees volledige verwysing is die woorde wat ons in Markus 10, vers 32 tot 34 lees. En kom ons luister daarna. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Die disippels het verontrus gewees en die mense wat agterna gekom het, laat bang word. Toe het hy weer sy 12 disippels op sy geneem. Hoor, hy het weer sy 12 disippels op sy geneem. En het hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Hy het vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en aan die heidene uitlewer. Wie sal met hom spot? Hulle sal op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Dis nie iemand anders wat dit gesê het nie. Dit is Jesus Christus wat dit self gesê het. Daarom kan ons ook vanoggend sê dat daar by niemand enige twyfel of selfs onsekerheid hieroor hoef te bestaan nie. En tog hoor ons, en ons lees ook in hierdie skrifgedeelte, dat daar toe al reeds twyfel was, of hy self God was. Ja, hy het hierdie vernedering, het vel toegeneem soos die gebeure aangegaan het. Ja, mens kan bykans nie glo wat jou ore hoor. Daarom het ek u vanmôre opgeroep om fyn te luister na ons skrifgeleentheid. Wat jou ore hoor. Mens moes eintlik vooraf gesê het, hierdie gedeelte is nie vir sensitiewe luisteraars nie. Want dit is ontstellend van aard. Ja, alles wat Jesus moes beleef, kom ons stel dit baie skerper, alles wat hy moes verduur, gaan mense verstand te bowe.
Hulle het Jesus selfs geboei. Hy is van onwaarhede beskuldig. Hy is soos 'n misdadiger ondervra deur gewoon aardse mense. Hy is uit afguns uitgelewer aan hulle. Ja, om te dink Jesus Christus is gegeesel. Hulle het vir hom vermakerig 'n persmantel aangetrek. En bid jou aan, hulle het 'n doringkroon gevleg en op sy kop gesit. Hulle het leedmakerig vir Jesus met 'n kniebuiging begroet, so of hy dan werklik die koning van die Jode is. En of dit nie erg genoeg was nie, is hy herhaaldelik, en ek plaas klem op die feit herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan. Daar is op hom gespoeg. En hoe vernederend moes dit nie gewees het nie. Ja, hy is bespot. Selfs verbygangers wat daar verbygegaan het hom belaster. Terwyl hulle inderdaad na hom beledig het hulle deelgeneem aan die dreunsan. Kruisig hom. En dan word vir ons gesê, hulle het nog harder saam gesing, saam geskree, kruisig hom, kruisig hom. Ek dink die gebeure moes inderdaad vreesaanjaend gewees het. Want naas die emosionele uitputting van 'n verhoor, is hy soos gewone mense van een plek na 'n ander plek gestuur. En daar het hulle met hom gespot. En toe het hulle hom met spykers teen die kruis vasgeslaan. Ek dink dit op sigself moes geweldig pynlik gewees het. Wat nog te staan van die bloedverlies wat dit teweeg gebring het. Ja, Jesus is soos die misdadigers ook met die kruis vasgekap. En ons weet dit as gevolg van Thomas se uitspraak in die verband, toe hy gesê het, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, en nie my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. Hoe gruisam moes dit nie gewees het nie. Jesus is natuurlik nie onmiddellik dood nie. Direk na hy gekruisig is nie. Ons lees dat hy 9 uur in die oggend gekruisig is. Teen 12 uur die middag het daar algehele duisternis in die hele land gekom. En dit het tot 3 uur die middag geduur. En daarna word gesê dat hy hard uitgeroep het en sy laaste asem uitgeblaas het. Plus minus 6 ure van intense foltering. Dan kan 'n mens nie anders om te vra, hoe sou ons die impak en die omvang daarvan kan verstaan? En hoor nou mooi, Jesus Christus is uiteindelik dood aan bloedverlies en aan asemnood wat hom te sterwe laat kom het. Die woorde van ons teksvers wat hy dan hard uitgeroep het, naamlik die Arameese woorde Elohim, Elohim, lema sabachthani,
word vir ons self in die Bybel verklaar as gesê word, dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het nie hierdie vraag in wanhoop of in verbasing uitgespreek nie. Nee, soos reeds vir U in die begin gesê het, was dit 'n aanhaling wat in Psalm 22 vers 2 staan. Trouwens, dit is in daardie Psalm as 'n profesie uitgespreek van iemand wat gaan ly vir ander mense se sonde en dat mense daarvan alreeds toe moes kennis neem. Jesus het geweet dat hy tydelik van sy Vader geskei sou word, wanneer hy die sonde van die wêreld op hom geneem het. En ek dink dit was hierdie skeiding wat tydens sy gebed in Getsemane soveel droefheid en ontsteltenis by hom veroorsaak het. En daarom bid Jesus die bekende woorde, Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil hê nie, maar wat U wil. Want God se wil, ter wille van die groter prentjie, was baie belangrik en moes uiteindelik toegebeur het. Ja, die liggaamlike pyn wat hy moes verduur was verskriklik. Maar die momentele skeiding van God was verseker die ergste lyding wat hy hier op aarde kon gelei het. Daarom besef 'n mens nou eers wat sy lyding alles vir ons inderdaad ingehou het. Toe is die swaar gordyn tussen die gebied bekend as die heilige en die allerheiligste in die tempel middeldeur geskeur. Dit is die gordyn wat as te ware simbolies hom afgesonder het van die sondige mense daar buite. En dan skeur dit, sodat daar ook nou vrye toegang tot Jesus Christus kan kom. Hierdie heilige en allerheiligste was die plek waar die priester offers gebring het vir die mense se sonde. En nou was dit nie meer nodig nie, want Jesus Christus het vir die sonde van die mense gesterwe. En dit alles vind plaas sodat daar by niemand twyfel kon wees oor wat daar voor hulle oë gebeur het nie. Dit word ineens ook baie duidelik wanneer die offisier, 'n sogenaamde Romeinse soldaat, wat heel waarskynlik inderdaad 'n ongelowige was. Hoor, 'n ongelowige wat uitroep, hierdie man was werklik die seun van God. Ja, vir ons klink dit so logies, so reg, maar in daardie tyd was daar baie mense wat daarin getwyfel het. En nou kom 'n ongelowige en hy maak hierdie veelzeggende uitspraak. Dis niks anders as 'n belydenis wat hy daar voor die mense afgelê het. Dan kan ons die vraag vra, mense sou kon vra, maar waarom moes Jesus uiteindelik gesterf het? Geliefdes, die sondeval het 'n kloof veroorsaak tussen God en die mense. En slegs iemand wat tergelykertyd God en mens was, kon hierdie skeur kom heel maak en kon die mense met God kom versoen het.
Jesus het daar aan die kruis in ons plek kom staan. Hy het die hoogste prys betaal, naamlik met sy lewe. Hy het ons skuld op sy skouer geneem. Hy het ons sonde kom wegneem. Daarom kan ons ook met oortuiging sê, ons sonde is met God versoen. Daarom kan ons hier uitgaan vanoggend, ook met die wete, dat dit ook vir my en vir jou waar is. En nou die goeie nuus, is die woorde Goeie Vrydag. Ja, vir Jesus Christus was dit inderdaad nie 'n goeie dag nie. Maar vir my en vir jou het hy hierdie dag se betekenis kom verander in goeie nuus. God het sy seun gedra. Hy het hom bygestaan. Hy het hom daar aan die kruis ook onderskraag en ondersteun. Hy het hom laat opstaan om ook dit vir my en vir jou moontlik te maak. En daarom noem ons dit inderdaad Goeie Vrydag. En nie 'n swart Vrydag nie. Want hierdie kruisgebeure het net goeie dinge vir ons teweeggebring. En daarom kan ons nie anders as om op hierdie dag diep dankbaar te wees nie. Mag God gee dat hierdie nuwe bedeling wat vir ons aangebreek het met die koms en die sterwe van Jesus Christus, dat ons daarin sal glo, sal vashou en ons troos en ons hoop ook daarin sal put. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kan nie anders as om U te loof en te prys vir dit wat U gedoen het aan U Seun Jesus Christus. Ons kan nie anders as om ons dankbaarheid teenoor U te kenne te gee. Here, gee dat ons iets sal verstaan van alles wat U vir ons deurgemaak het, van die begin van U lewe hier op aarde, die hele tyd wat U hier op aarde bestaan het, tot die einde van alle dinge. Gaan nou verder met ons in hierdie dag en dae wat voorlê, en wanneer ons Sondag U opstanding ook oordink, gee dit ons daarmee ook opnuut versterk en vertroos word met die oog op die ewige lewe. Amen. Liefdes, kom ons sing saam met gesang 387, daarvan die eerste en derde vers.
Geliefde gemeente, gaan nou heen in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.